Jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, onthou ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is... Goeiemôre broers en susters, ek wil vir elkeen van die vanmôre sê baie welkom. Dankie dat jy hier is en vir jy as familie vanmôre, van my kant af ons innige meegevoel. As ek so vanoggend met Tannie Leni se foto kyk en ek het dit nou die dag gesê, ek het 'n baie spesiale band met my ouma gehad en hulle kon 'n tweeling gewees het. Uit haar oë uit haar glimlag uit straal 'n warmte en het 'n warmte in haar lewe uitgestraal wat mense aangetrek het. Tannie Leni was iemand gewees wat as jy haar ontmoet het, dan het jy haar onthou. Sy het 'n manier gehad om jou hart warm te laat voel en jou tuis te laat voel. My gebed is vanmôre as ons afskeid neem, dat die Here deur sy woord en sy gees, in besonder vir julle as kinders, vir julle as familie, as elke vriend, troos sal bring, krag sal gee en berusting sal gee. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Here, hierdie woorde ego vanmôre in ons harte, want dit is hoekom ons by U is, Here. U is ons allerhoogste, U is ons skuiling, U is ons beskutting. Maar ook hierdie woorde het ons sien lewe kry in Tannie Leni se lewe. U was haar rots gewees deur elke storm. Maak nie saak hoe moeilik die lewe geword het nie. Sy het geweet waar haar skuilplek is. Sy het geweet waar haar hoop is. En Here, daarom kan ons vandag afskeid neem van haar. Met harte wat seer is en oë wat vol trane is, maar Here, 'n hoop wat leef en brand. Want sy het geleef. En sy het soveel herinneringe in ons lewe gelos. En daarom, Here, as ons vanmôre stil word, dan vra ons, wees ook ons skuilplek, soos haar skuilplek was. Niks in die lewe kon haar onderkry nie.
Want Here, U was die rots waarop haar voete gestaan het. Wees ons rots, ons skuilplek vanmôre. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons het 'n videoetjie wat die familie voorberei het en ek wil vra dat u rustig so sal sit en dan kyk ons na hom. Dankie. Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteug was jy daar. Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vasgehou. Sê ek dit te min, mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy, ek sou nooit 'n beter maak kon kry. Soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen, jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Soms is jy nie naby nie, maar tog ook nie ver nie. Want mama, sien ek nie jou glimlag in elke ster nie. En elke aand sê ek dankie, liewe Heer, vir 'n ma soos myne, wat my alles van die lewe kan leer. Jy is die engel aan my sy, ek sou nooit 'n beter maak kon kry. Soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen, jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Waar kry ek woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê.
weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Broers en susters, as mens so kyk na die 83 jaar van Tannie Leni, dan voel dit eintlik aan 'n mens net amen sê. Kom ons raak stil. Ons Here God, daar vloei 'n magte om emosies vanoggend in ons in. Vir die familie wat hier sit, Here, vir Tannie Leni se kinders en elke vriend en vriendin wat saam met haar hierdie pad gestap het. Here, as 'n mens na hierdie skyfies kyk, dan is daar soveel emosies, soveel herinneringe, soveel mooi wat ewe skielik in 'n mens se hart inkom. En Here, dan roer ons emosies en dan raak ons hartseer, want haar plek is leeg. Niemand sal ooit haar plek kan vul nie, Here, want sy was uniek, sy was kosbaar en sy was besonder. En as ons vanmôre voor die woord kom stil word, Here, wil ek vra dat U woord vir ons sal oopbreek. Heilige Gees, dat U woord en U wat in ons harte is, vir ons troos sal bring, berusting en vrede. Ek wil dit bid vanmôre in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil graag vir ons vanmôre net 3 verse saam lees uit 'n gedeelte wat vir my baie kosbaar is, en dit is Jesaja hoofstuk 43. En ek wil daai so 'n paar woorde vanmôre met u deel. Jesaja begin en hy sê:
luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. As jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ons skriflesing vanmôre sover. Toe ek aan Tannie Leni gedink het 'n verhaal by my opgekom van baie van die ken die groot generaal Alexander die Grote. Hy was seker een van die bekendste en die beste generaals ooit in die geskiedenis gewees van die mensdom. En hulle vertel, toe Alexander die Grote een keer op sy sterfbed lê, het hy sy wysgeers en sy generaals bymekaar geroep. En hy sê te vir hulle, op sy begrafnis moet hulle 3 goed doen. Hy gee hulle 'n opdrag. Die eerste ene is, die bekendste en die beste dokter in die hele wêreld wat hulle ken, moet langs sy kus loop. Die tweede ene is, dat al die rykdom wat hy in sy veldtogte en in sy oorloë verower het, moet hulle van sy huis af, of van sy paleis af, tot by sy mausoleum waar hulle hom begrawe, moet hulle op die pad uitgiet en uitplaas. En derdens, sy hande moet by sy kus uithang, sodat die mense sy hande kan sien. En die generaals het so gedink en Alexander die Grote sê te vir hulle, kom ek verduidelik vir julle wat die opdragte beteken. Ek wil hê julle moet die beste geneesheer in die wêreld langs my kus laat loop. Om almal te herinner, lewe en dood is nie in ons hande nie. Maak nie saak hoe goeie dokter jy is nie, maak nie saak hoe goeie dokter jy het nie, daar kom 'n tyd in ons almal se lewe waar jou punt gedruk word, waar selfs die beste dokter nie jou lewe verder kan red nie. Tweedens, wil ek hê dat al my rykdom uitgestal moet word. Want in my lewe het ek gejaag na sukses en ek het gejaag na rykdom, maar ek wil hê almal moet sien, jy vat niks van dit saam nie. Alles bly agter. En dit bring my by my derde punt, het Alexander gesê, die rede waarom my hande by die kus moet uithang. Ek wil hê mense moet sien dat ek vat niks saam nie, net soos ek met niks in die wêreld ingekom het nie. Met leë hande het ek in die wêreld ingekom, en met leë hande gaan ek hier uit. Met leë hande staan ek voor God, en alwaaraan ek vasgryp, is aan Jesus se genade. Broers en susters, dis hoe ek dink ons Tannie Leni leer ken het. Iemand wat aan die genade van God vasgegryp het. Iemand wat voorwaar geleef het vir wie die genade van God genoeg is. En dit was iets wat uitgestraal het en dit is wat haar besonder en kosbaar gemaak het. As 'n mens na haar kyk, daai vrede wat sy in haar lewe gehad het, die vrede wat sy op haar gesig gehad het. Want haar genade van haar Here was vir haar genoeg. En hoor hoe skryf Jesaja vir ons. Hoor hoe skryf hy vanmôre, hoor hoe mooi praat hy met ons. Hy begin met die woord luister. In die Hebreëus is dit die woord ata, dit beteken maar nou. En dit is amper asof dit aan die einde van iemand se lewe is en Jesaja is amper half, hy besef sy tyd is min en dan sê hy vir die mense rondom hom, hy sê ata, maar nou. En dan sê hy, hoor hoe mooi praat die Here met ons. So sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Nou broers en susters, ek wil hê jy moet daar waar jy sit vanmôre saam met my iets doen. Ons almal ken die sin wat sê die Here ken jou. Ons het dit al almal gehoor. Ek wil hê jy moet vanmôre aan die einde van daardie sin saam met my 'n vraagteken sit. Die Here ken my. Ons almal weet die Here ken my. Maar die oomblik wanneer jy 'n vraagteken agter daardie sin sit, dan word dit persoonlik. Die Here ken my. Uit 7 biljoen mense in die skepping ken die Here my. Hy ken my naam. Hy weet hoeveel hare op my kop is. Hy weet wat 'n kleur my oë is. Hy weet wat my gedagtes is. Hy weet wat my vrese is. Hy weet wat my blydskap is. Hy weet wat my drome is. Hy weet alles. En dit is wat Jesaja sê. Hy sê die Here ken my. Die Here het vir Tannie Leni geken op haar naam.
Want hoor wat hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Ek ken jou op jou naam, jy is myne. Nou, die naam Leni, van Helena af, beteken letterlik vertaal, elegant en vesting, toring. Die torings in die Bybelse tyd en Jesaja se tyd, wat aan die stadsmuur was, wat uitgekyk het, en soos 'n bastion oor die stad, en baie keer in die platteland, moes wag hou, dit is wat die naam Leni, Helena beteken. En as die Here sê, Leni, ek het jou op jou naam geroep, ek ken jou, jy is myne, het hy 83 jaar terug al homself aan haar verbind. Het hy haar naam gekies. En weet jy, ons kyk vandag terug na 'n lewe na 83 jaar en kan sê, Here, voorwaar het haar naam geken. Voordat sy gebore is, het hy geweet wie sy gaan wees. Elegant en 'n rotsvaste bastion. 'n Toring in ons lewe waarna ons kan opkyk. As dit nie die hand van die Here is nie, broers en susters, dan weet ek nie wat nie. Maar dan gaan hy aan. Hy sê, U het my geskep en U het my gevorm. Weereens 2 wonderlike woorde in Hebreëus. Geskep beteken U het my bara. U het my in die lewe gewil. Dis 'n baie kosbare woord wat Jesaja hier gebruik. Hy sê, Here, ek is nie maar net per toeval hier nie. Ek is nie maar net gebore en gelaat staan nie. Hy sê, Here, voordat ek al in die skoot van my moeder gevorm is, het U my in U hart, in U gedagtes, in U wese gewil. En U het my in die lewe gebring met 'n doel. Dis wat geskep beteken. Die ander keer wat ons dit in die Bybel lees, is toe God die aarde skep, uit absoluut niks uit sy kreatiwiteit en almag uit, skep hy die aarde. En so sê Jesaja, Here, U het my geskep. Dan Helene, elkeen van u wat vandag hier sit, is deur die Here gewil, in sy hart beplan, in sy gedagtes soos 'n argitek ontwerp. En dan sê hy, maar U het my ook gevorm. Dit is die Hebreëse woord yatsar, wat beteken om iets in stand te hou, soos 'n huis, om 'n huis te verf, om jou gras te sny, om hierdie huis mooi te hou vir geslagte en geslagte. Dis wat die gevorm beteken. Dit beteken, Here, U het my in stand gehou. U het my gemaak, U het my gewil, maar U was die een wat saam met my gewandel het en my in stand gehou het. U het my gevorm elke dag van my lewe tot op die dag van my dood. Die dag toe U my kom roep het en kom sê het Leni, is tyd om huis toe te gaan. En dis wat die Here hier beloof, en dit is wat vir my so mooi is van Tannie Leni. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, bara, wat jou gevorm het, yatsar. En dan sê hy, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Broers en susters, vrees is 'n ding wat inherent 'n emosie is in ons mense lewens. Iets waarvan ons nie kan weghardloop nie, en baie keer is die dood 'n groot vrees in ons lewens. Maar as ek vanmôre vir u sê, moenie bang wees nie, maar ek gee nie vir u rede nie, beteken dit niks. Ek vertel altyd, ek het 3 dogtertjies. En ek dink dit is soos alle kinders, is nie uniek aan dogtertjies nie, maar as 'n sekere stadium in hulle lewe, wat hulle verskriklik bang is vir die donker. En ons as gesin het 'n gewoonte, ons het 'n gebruik, ons sit in die aande, nou gaan jy weet wat ons kyk, maar gewoonlik hier 7:30 se kant kyk ons 'n program saam as gesin. En baie keer sal ek my selfoon in die studeerkamer vergeet, en dan sal ek nou vir my kleinste dogtertjie sê, ag Carly, gaan haal gou my selfoon. Dan sê sy vir my, pappa, maar ek is bang vir die donker. As ek vir haar sê, moenie bang wees nie, beteken dit niks. Maar as ek vir haar sê, Taya, pappa gaan hier by die deur staan, en ek gaan vir jou kyk. Ek gaan vir jou kyk terwyl jy deur die donker na my studeerkamer toe stap, sit die lig aan en gaan in. Ek gaan vir jou kyk, dan is sy nie meer bang nie, want dan weet sy, pappa is by my. Pappa kyk vir my. Hy sê nie net vir my, moenie bang wees nie. Want die reality of life is ons kom in baie situasies en in oomblikke waar ons bang is. Psalm 23 praat van die dal van doodskaduwee. Maar hoor wat sê die woord van die Here.
Daar was baie dae in Tannie Leni se lewe wat sy nie geweet het hoe gaan sy deurkom nie, wat sy nie geweet het hoe gaan sy vorentoe kom nie, wat die vrees haar beet gepak het. En die Here sê moenie bang wees nie, maar hy gee rede. Hy sê nie net randomly moenie bang wees, skakel jou vrees af nie. Hy sê ek gaan vir jou 'n rede gee waarom jy nie bang is nie. Ek is by jou. Hy sê as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Dis soos ek wat vir my dogtertjie sê, Thais, pappa staan hier, of kom vat my hand, kom ons gaan trek saam die gordyne toe. Interessant, hy sê hier, wanneer jy deur water moet gaan, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Nou water verwys hier na die see. En in Jesaja se tyd was die mense verskriklik bang vir die see. Hulle was baie bygelowig en hulle het geglo daar's allerlei drake en monsters in die see. En daarom wou hulle nie op die see vaar nie. En dan kom die Here en hy sê vir Jesaja, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Geen monster kan jou leed aandoen as ek by jou is nie. Maak nie saak hoe vreesaanjaend of groot die monster is nie. As jy deur water moet gaan, as jy oor die see moet reis, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Hy sê verder, as jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie, want ek is by jou. Nou broers en susters, Jesaja, hulle se mense kon nie swem nie. En baie keer moes hulle met hulle vee en veral hulle klein vee deur snel vloeiende riviere trek. En dan het hulle gedink, maar hoe gaan ek hier deurkom? Dan sê die Here, moenie bang wees nie. As jy nie weet hoe jy hier deur gaan kom nie, moenie worry nie, ek is by jou. Ek sal nie toelaat dat die water jou wegspoel nie. Vir 83 jaar het die water haar nie weggespoel nie. Sal die water jou nie wegspoel as die Here by jou is nie. Hy sê verder, as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Broers en susters, dis die koopunt van die lewe. Dis daardie tye wat die lewe vir jou so ondraaglik en seer en kommerwekkend is. Die Here sê, die vlamme sal jou nie skroei nie, want ek is die Here, jou God. En dit is waaraan Tannie Leni vasgehou. My genade is vir jou genoeg. Psalm 23, ek kom niks kort nie. Sy het nooit iets kort gekom in haar lewe nie. En dan kom hy en hy sluit af met hierdie wonderlike woorde. Ek is by jou. Ek is die Here jou God. Moenie bang wees nie. Jy weet, ek wil afsluit vanmôre. En ek wens partykeer 'n mens kon op 'n begrafnis dit regkry dat jou wens waar word. En as ek 'n wens kon hê vanmôre, sou ek graag vir Tannie Leni wou nooi om hier langs my te staan. En vir haar te vra, Tannie Leni, as Tannie vanmôre iets vir u familie, vir die kinders, vir die gesin, familie, vir u vriende moet sê, wat sal 'n laaste boodskap wees aan hulle? Wat sal die laaste ding wees wat u vir hulle wil sê? Want die famous last words is iets wat altyd in ons gedagtes vashak. Wat is die laaste boodskap wat Tannie vir hulle wil gee? En dis hoekom ek Jesaja 43 gekies het, want ek is in my hart oortuig. Dit is wat sy vir julle sou wou gee. Ek dink aan haar eie woorde sou sy hier wou staan en sê, luister, so sê die Here, wat jou gemaak het, wat jou gevorm het en jou in stand gehou het. Moenie bang wees nie. Die Here verlos jou. Hy het jou geroep. Hy ken jou op jou naam. En dan sal sy aangaan en sê, as jy deur water moet gaan, moenie bang wees nie, want die Here is by jou. Ek het dit beleef. Ek het dit geleef. As jy deur riviere moet gaan, moenie bang wees nie, want hulle sal jou nie wegspoel nie, want die Here is by jou. As jy deur vlamme moet gaan, sal hulle jou nie skroei nie, want ek is die Here jou God, die Heilige, jou redder. Die lewe maak sin wanneer jy by die dood by die voet van die kruis staan en na die lewe van Tannie Leni kyk en sien hoe die Here in haar lewe was en sy beloftes in haar lewe gehou het. Daardie Here is die getroue Here. Hy was vir 83 jaar haar getroue herder. Mag hy ook jou herder wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons wil vir U dankie sê dat ons vanmôre kan terugkyk na 'n lewe voluit geleef, goed geleef. Here, 'n lewe wat die merk getref het.
Nie net in die wêreld nie, maar ook in ons harte en in ons lewens. Dankie dat ons 'n Jesaja 43 lewe kon beleef het. Here, en dankie dat ons geloof versterk kan word deur die geloof wat aan die Leni geleef het, die lewe en die voorbeeld wat sy gestel het. Here, en ek wil vra, Heilige Gees, U wat haar so kragtig gedra het deur haar lewe, kom vertroos ons vanmôre. Kom gee vir ons kalmte en berusting en vrede in ons hart. Heilige Gees, en dra ons ook. Ek wil vra, Here, dat ons ook so naby aan U kan leef, soos Tannie Leni ons gewys het. Dat ons al ons vertroue op U sal sit en nooit sal wankel nie. Dit wil ons bid in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, voordat ek vir Morney gaan vra om vir ons die bedankings te doen, is daar graag 2 briewe wat ek wil lees. Die eerste een is van Jolien. To my dearest beloved Aunt Leni, though I am unable to attend the memorial service, my heart is with you and our family today. I want to take a moment to celebrate your extraordinary life and the profound impact you had on mine. You were the epitome of kindness, compassion, and generosity. Your heart was pure gold, and your love and care knew no bounds. Despite facing challenges and hardships, you remained a beacon of hope and warmth to all who knew you. Your selflessness and hospitality inspired me and countless others. You welcomed everyone into your home and your heart, offering a sense of belonging and comfort that's rare in this world. I fondly remember the special chocolate cake that you made when you knew I came to visit. Thanks for that. I'll always treasure the memories of our time together, and I'll continue to draw strength from the lessons you taught me. The true wealth lies in the love we share, the kindness we show, and the memories we create. Rest in peace, dear Aunt Leni. You may be gone, but your legacy of love, kindness, and generosity will live on in our hearts forever. With all my love and admiration, Jolene. Mama, ek het eenvoudig groot geword met min goed waaraan ek kon waarde heg, maar die binnekamers van my hart was vol. As ek terugkyk oor die jare wat agter my lê, is ek stil tevrede en opreg dankbaar oor die grondslag wat gelê is. Die Here was mamma se herder. Mamma het niks tekort gekom nie. God het mamma op die regte paaie gelei. Mamma se omgee hart, wat net die mooi in alles kon sien, dit was mamma se lewe. Mamma was sinoniem met geloof. Mamma se woorde was altyd, vra vir die Here, jy gee nie op nie, want God kom eerste, dan familie en dan die res. Mamma se hart was vol wysheid en krag om God te dien. Dit was my grootste lewensles. Met goue gare het mamma God in al jou handewerk vervleg. Mamma se lewe getuig daarvan en God se goedheid en seën wanneer ons vertrou op sy goue middeweg. Mamma kon alles geniet. En kan ek nou rustig raak en daaroor lag. Die klein, die groot, mamma het elke dag voluit gelewe. Harde werk en opofferings was daar. Elke tree sou mamma enige iets en alles vir haar kinders en kleinkinders gee. Hoe beskryf 'n mens so 'n knap ma? Mamma se menswees het alles oortref. 'n Vrou wat die Here gedien het, wat ons geleer het van ewigheidswaarde. Ek gee mamma vandag wat mamma toekom in dankbaarheid, prys ons sy naam. Vir 'n mamma wat 'n voorbeeld was, 'n mamma wat 'n steunpilaar was, vir die voorreg om aan ons aardsengel te kon leen as 'n godsvreesende ma en ouma. Sy was ons grootste geskenk en God se grootste seën. Die Here was voorwaar haar herder en nou sit mamma by God se feesmaal aan. 'n Eregas met sy hartlikheid en goedheid oorlaai. Daar is mamma nou tuis in die huis van die Here om so met sy ewige liefde tot in lengte van dae. Rus in vrede, mamma. Liefde Elsa.
Mornay. Gert, Jan, Suzette, Elsa, kleinkinders, vriende, familie. Dis regtig my voorreg vanoggend om hier te staan en dankie te sê. Want daar seker nie 'n mens wat mooier kon dankie sê as ouma Leni nie. Ek wil eers sê vir Abba Vader wat vir ons hierdie wonderlike vrou gegee het. Die toring in ons almal se lewe. Al was sy klein van statuur gewees, is sy 'n reuse toring in ons lewens gewees. Dominee Rian, nie net vir die huisbesoek nie, maar ook vir die diens vandag. Baie, baie dankie. En om amptelik gekroon te word as die tweede mooiste man, naas oupa Piet. Baie dankie. Pieter Versagie en Rihanna van EMS, wat op die 22ste 5:00 die oggend onmiddellik ons gehelp het, toe ons gebel het. Dankie vir julle professionele diens. Martens, vir Werner, Dikkie, Liana en Marisa. Dankie Dikkie. Dis 9 jaar terug wat ek daar ingestap het en gesê het, ek wil graag hê dat as ons die dag hier is, dat ons 'n pypdiens sal kry en dankie daarvoor. Dankie vir julle omgee. Dit is nie net 'n werk vir julle nie. Julle gee regtig om. Vir Dr. Ewert en Dr. Jannetjie Kleinhans, dankie. Dankie vir die tyd wat julle gemaak het as ouma Leni haar bestelling gemaak het om die dokter te sien. En hulle het nooit nie plek gehad vir haar nie. Ons waardeer dit. Vir Pietie, 'n paar weke was jy deel van ons lewe gewees. En op die eerste dag was daar 'n groot impak gewees toe jy ingestap het en jy moes onmiddellik begin help het. Dankie dat jy daar was. Dankie dat jy daar was waar ons nie was nie. Dankie vir jou liefde. Dankie dat jy onmiddellik in ouma Leni se hart ingekruip het. Vir Josephientjie, Kyale Boame, for everything that you did for ouma. Vir Lali en vir Grobbies, dankie vir julle vertroosting, dankie vir alles wat julle vir ons doen. Ons waardeer dit. Ouma Johanna, oupa Ewie, dankie. Julle was daar vir ons en ons is daar vir julle. Ons het die laaste maand het ons elke oggend vir mekaar gegroet, en mekaar gekyk en geweet die tyd stap aan. Dit raak moeilik, maar dankie dat julle daar was vir ons, daai Saterdag. Vir Jan Ungerer, swaar ek wil net sê dankie. As daar 'n oproep gekom het en gesê is, help, is daar nooit gevra hoeveel of vir wanneer nie. Daar's altyd gehelp. Ansie Simon, Ansie, dankie vir die kos wat voorberei is. Dankie vir die ekstra moeite en die liefde wat daar aangesit is. Die dames van Bethlehem Wes ook, wat vir jou gehelp het met die toebroodjies. Vir Julius en vir Trudy, dankie vir julle opoffering en die mooi maak van die kerk. Dankie vir Elsa, wat vir ons spesiaal ouma se gunsteling blomme van Oasis, die dag toe ek daar instap en ek sê vir haar, dis wat ek wil hê en sy sê, ek reël dit. Baie, baie dankie. Elmarie wat die voor vir ons mooi gemaak het, ons waardeer dit. Elismarie wat vir ons die skyfies by mekaar gesit het, dit sal ons seker nooit vergeet, maar baie dankie. Oom Jannie Rothman, klein Jannie, baie, baie dankie. Agter die skerms het julle vir ons gehelp, en ons waardeer dit regtig baie. Vir my ouers, Paul Frikke maar nodig. Daar's baie oproepe gemaak en
Hulle was daar vir ons gewees. Al sit hulle in Rustenburg. Hulle het geluister. Hulle het moed ingepraat. En hulle het saam met ons deur hierdie pad gestap. Dankie daarvoor. Dankie Dad, dankie Moeder. Vir Wilmien, dankie. Dankie dat jy uit jou eie uit opgeoffer het om vir ons pragtig te sing en klavier te speel vanoggend. Ons waardeer. Dan vir die kinders en die kleinkinders. Ek dink hierso sit die skatte van ouma Leni. Sy het skatte gelos op aarde. Trots. Elke dag. Ek wil net vir julle sê dankie. Dankie dat julle almal hier so is. Vir die vriende en familie wat van ver af gekom het, werkskollegas, ons waardeer dit regtig baie. En dan vir my vrou, baie dankie. Dankie dat jy 2:30 in die oggend wakker geword het. Dankie dat jy ma skoon gemaak het, die bed skoon gemaak het, was goed gewas het, en dit met liefde gedoen het. Al was jy partykeer 'n kwaai verpleegster, ouma Leni het haar pille gekry, en sy het haar liefde by dit gekry. Ek wil net sê vir Willie, Yvonne, Koti, Amanda, ek wil net vir julle ook sê dankie vir al die oproepe, dankie vir alles wat julle vir ons via WhatsApp en die oproepe gedoen het, ons waardeer. Dankie. Moet my. Ron? Ek dink, om het definitief vir almal dankie gesê, maar as daar een groot dankie is, wat geskiep is dit oom. Die het jare terug in ons lewe ingestap, en vir jou as groot man, so klein hart, om alles en almal by mekaar te hou. Dankie dat niks nooit te veel moeite was vir oom, vir haar nie. En dankie dat ons nog 'n paar in ons lewe gehad het. Dankie vir alles oom. En so groot soos dat oom is, en so klein soos dat tannie ouma Leni was, kon julle mekaar se siele so uittrek, maar dis liefde. Dis 'n onvergeetlike band. Oom, is definitief 'n seën vir haar. En dankie is nie genoeg nie. Ek wil net sê dankie vir alles oom. Dankie dat jy daar is. Dankie dat my vrou ook kan hê. En ons almal 'n ekstra oom het. Niks wat jy gedoen het, was ooit te veel moeite nie. En dit nie aanhou te gegaan nie. Ons is lief vir jou. Dankie vir alles. Baie dankie, Roan. Broers en susters, ek gaan nou die orde soos volg reël. Ek wil vra dat ons vir 'n oomblik sal sit. Willemien gaan vir ons 'n laaste lied sing. Luister na die woorde. Dit is diep vertroostend vanmôre. Daarna wil ek vra, as Willemien klaar is, ek sal dit weer sê om almal op te staan vir die uitspreek van die seën. Dan kan ons gaan sit en dan gaan die familie verbykom en 'n laaste eerbetoon toon aan tannie Leni. En as hulle klaar is en uitbeweeg het, is u ook welkom om 'n laaste eerbetoon te kom wys. Maar ek wil vra, kom ons raak vir 'n oomblik stil. Willemien, baie dankie.
Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan. Ewig staan. Kom ons staan vir die seën. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre kon afskeid neem en net kan totsiens sê. Dankie Here dat ons na U toe kan kom as ons skuilings en ons rots, ons skuilplek. En daarom bid ek nou dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees en bly. Amen. Jy kan weer vir my sit. Ek gaan nou vir die familie geleentheid gee om eerste huldeblyk te toon. Baie dankie.
vra broers en susters dat ons nou sal staan, dat die familie sal geleentheid gee om uit te beweeg, en u is welkom om in daardie tyd ook 'n laaste blykant aan Eleni te bring. Ek nooi u graag uit na 'n lekker koppie tee en ietsie om te eet. Saam met die familie mag ons ook so ons medelee en ons ondersteuning betoon. Ons nooi almal uit in die kerksaal hier agter, maar kom ons staan en gee die familie eerste geleentheid. Dankie.